Blaai asseblief saam 2 Korintiërs toe. Laaste hoofstuk, laaste versie, ons gaan daar begin. En ek wil net vir julle sê, dit het goed gegaan met die skietery gister. Daar was messe, daar was gewere, en daar het geen bloed gevloei nie. Hey. En as jy nou glad nie weet waarvan ek praat nie, kom vra my na die tyd, ek sal jou graag vertel. So, ek lag so, ek loop al rond met my kampstoeltjie. Dink jy ouens, ek is 'n ou man, ek is nie so oud nie. My bene is al amper sharp, alright. Ons begin so 'n bietjie met 'n reeks vanoggend, wat ek getitel het, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons gaan vir die volgende 3 dienste, 2 Sondae, gaan ons hieroor praat, Vader, Seun en Heilige Gees. En dis met die oog op Pinkster en die oploop tot Pinkster. Nou Pinkster wil ek sê, soos Ruben gesê het, is regtig die fondasie van hierdie gemeente, dis die fondasie van hierdie denominasie. Ek wil jou aanmoedig, waar ook al jy is en jou wandel saam met die Here, almal van ons behoort opgewonde te wees oor groei, behoort uit te kyk na die volgende. En Pinkstertyd is jou geleentheid, juis vir dit, vir verdieping in jou verhouding met die Here. Ons gaan waarskynlik, tensy die Here regtig anders te sê, maar in alle waarskynlikheid sal hierdie die enigste tyd wees vir die jaar wat ons soveel dienste na mekaar sal hê. Dit is 4 dienste plus Woensdag is 5. Nou net dat daar net geen onsekerheid is, dat ek net vinnig die admin met jou deel. So dis Pinksterdiens, Sondagoggend, Sondagaand. Dis Maandag aand Pinksterdiens, dis Dinsdag aand Pinksterdiens. En Woensdag aand het ons die gesamentlike sel wat aan die einde van die maand sou wees vroeër geskuif, sodat ons ook gesamentlike sel, so dis nog steeds Pinksterdiens, maar dis gesamentlike sel, sodat vir al die vrouens, en baie dankie vir elke een van julle wat 'n sop of 'n vetkoek of 'n broodjie of een van die goede bring, maar net dat julle nou nie die mekaar raak nie. Pinksterdienste stop nie Dinsdag nie, dit stop Woensdag. Maar jy gaan nou sien, daar's reëlings vir sop en broodjies tot Dinsdag, want daar's ander reëlings vir Woensdag. Maklik genoeg? Ja, goed. Vader, Seun en Heilige Gees, in 2 Korintiërs hoofstuk 13 vers 13, die laaste vers van die tweede brief van die Korinte, lees so: As die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Hierdie vers is ons herinnering aan die drie-eenheid en ons dien 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dien nie 3 gode nie. Dis baie belangrik dat jy dit sal verstaan. Ons dien een God, 'n drie-enige God. So dis God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En elke een van hierdie persone van die drie-eenheid bring vir ons iets anderster van sy godheid tervore. En dit help ons om iets anderster te beleef en te ervaar van wie hy is. En ek wil dit sê dat, ek gaan nie poog om oor die volgende 3 dienste elke keer die teorie van die drie-eenheid vir jou uit te lê nie. As jy behoefte het aan dit, Ruben is great met dit. Hy sal met jou koffie drink en hy sal jou baie mooi verduidelik hoe dit werk. Ek wil graag met jou praat oor die praktiese implikasie hiervan. Hoekom moet ons hieroor praat? Hoekom is dit belangrik dat ek en jy sal verstaan dat ons ook moet klem lê op die Vader van die Godheid? En hier is hoekom. In die eerste plek, dit wat hy in die vers sê, hy sê, en die liefde van God. Nou, ek wil hê jy moet weet, dat sy liefde maak my en jou identiteit vas. God die Vader, sy liefde maak my en jou identiteit vas. En dis hoekom hy dit so sê. Hy sê dit in 1 Johannes 3 vers 1. Hy sê, en kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, en het hy nie, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. En nou gebeur dit in die praktyk soveel keer, dat ons half omkant gevang word met die feit dat die wêreld ons nie verstaan nie. Kerk, ek wil vir jou sê, hulle moet jou nie verstaan nie. Daar's 'n rede, die ouens by die werk is nie veronderstel om te verstaan, hoekom wil jy
vir soveel kere na mekaar in die kerk wees nie. Die wêreld gaan nie verstaan. Hoekom wil jy nie meer drink nie? Hoekom wil jy nie meer vloek nie? Hoekom is die vuil grappie nie meer snaaks nie? Dis baie maklik, want my identiteit is nou so bietjie iets anderster. So die wêreld verstaan dit nie. Hy sê, daarom het die wêreld julle nie geken nie. Die wêreld weet nie. Hulle ken nie van beter nie, maar ek en jy, liewe kind van God, vir ons wat weet dat daar's God die Vader en sy liefde, dit is sy liefde wat hom gedryf het om sy seun te stuur, waarin ek en jy dan kindskap kan ervaar. Nou, ons is kinders van die almagtige God. Mag dit opnuut vir jou waarde hê vanoggend. Ons is kinders. Jy weet, God wat gespreek het, een woord. En daar was lig. En toe skei hy die waters, hy kloof dit oop en hier kom land. En hy maak dag en nag en hy sit die seisoene als in hulle plek. Daar dieselfde God roep my en jou as 'n kind van hom. Nou, miskien kan ek dit probeer prakties maak net op 'n gestel daar sou iemand wees wat jy weet, geweldige magtige persoon. In wysheid en in rykdom en alles waarin jy moontlik kan dink. En hulle kom na jou toe as jong seun en sê vir jou, hoor jy, ek wil jou graag aanneem as my kind. Wie van ons sal nie wil ja sê nie? Wie van ons sal nie wil sê, ja asseblief, en leer my. En jy weet ook, dat ons word mede-erfgename saam met al die ander kinders van. Dit is sy liefde wat ons dryf. Dit is sy liefde wat ons help om kinders te wees van die almagtige God. Ek weet nie of ek alleen is nie. Maar in hierdie week wat verby is, het hierdie besonders baie vir my opnuut beteken. Ons kan kinders van God genoem word. Besef jy dat 'n kind het sekere voorregte? 'n Kind het sekere voordele. En ons geniet dit uit die hand van hierdie almagtige God. Maar weet ook dit, dat daar word ook sekere gedrag gevra van 'n kind. Dit word nou my identiteit. Ek en jy word as sy kinders ook sy verteenwoordigers. En so hier is hierdie gedrag, Romeine 8:15, hy sê daar sekere goed wat ons nie hoef te doen nie, en dan is daar goed wat ons behoort te doen. Hy sê, want ons ontvang nie 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Kan ek net 'n oomblik hieroor praat? Die woordjie weer sê vir my, dat daar was 'n seisoen gewees, waarin ons 'n gees van slawerny gekry het, waarom ons moes vrees. Julle is met my. Nou Paulus gebruik die wet vir alles die voorbeeld hiervan. Hy sê onder die wet, onder die ou verbond was dit slawerny gewees. Hy sê Hagar was die slavin, sy was 'n voorbeeld gewees van hierdie slawerny. Nou is goed anders, ons is nie meer hierdie gees van slawerny nie, maar nee, wat het ons nou? Ons het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba, Vader. Jy mag roep Abba, Vader. En sy liefde. So, het jy al daai so short op Facebook, nee. Julle weet is van die ou wat by die lughawe vir die vroutjie vra. Weet jy wie is ek? Julle onthou. Sit sy die mikrofoon aan te sê, kan iemand my asseblief help, wie se ou wat nie weet wie hy is nie. Liewe kind van God, mag jou gedrag van so 'n aard wees, dat die wêreld na jou kyk, en oortuig is, dat jy weet wie jy is. Ek weet wie ek is, want sy liefde maak my identiteit vas. Nou kan ek net weer eens, ons is by die praktyk, so dit beteken, ek hanteer goede so klein bietjie anderster. Maar weet dit ook, so dat jy as pa, nou die sielkunde vertel dit vir ons, maar jy as pa maak ook die identiteit van jou kinders vas. Wanneer jy as pa met jou kind praat, dan luister jou kind na jou en hy gaan glo dit wat jy vir hom sê.
So as jy as pa niks anders ter vir jou kind kan sê as jy is stout, jy is ongewens, jy is uit plek uit nie, weet dit seker dat jou kind sal al ewig stout wees, hy sal al ewig uit plek uit voel, en hy sal al ewig voel hy hoort nie. So kom ons leer by ons hemelse Vader hoe ons as aardse paas ook behoort lief te hê. Mag ons identiteit van ons kinders vasmaak, deur vir hulle te sê, ons is lief vir jou, ons is trots op jou, en jy is goed met iets. En as jy nie daai 3 woorde weet nie, wil ek jou nooi, 5:00 Vrydagoggend het ons manne, kom leer waarom dit so is. Behalwe vir sy liefde, moet ons ook praat oor sy tug. Om te praat oor 'n vaderhart is om te praat oor tug. Nou ek moet 'n bietjie tyd op hierdie inspandeer, sodat jy nie met verkeerde idee hier uitloop nie, maar kom ons begin net by die woord. Hebreërs 12:8 sê, maar as julle sonder tugting is, wat almal deelagtig geword het, so volgens die Hebreërs skrywer, het almal 'n mate van tug al beleef. Hy sê, dan is julle onegte kinders, en julle is nie seuns nie. Nou let op die Bybelse gebruik, die Bybel praat soms van kinders, en hy praat soms van seuns, en dis nie vir die Bybel dieselfde ding nie. En dit het niks te doen met geslag nie, maar eerder met volwassenheid, en jou bydra tot. So ons praat van ons is kinders van God, en dan bedoel ons het aanneming aanvaar vir dit wat hy uitgereik het na ons toe. Ons het sy kind geword. Maar nou dat ek sy kind is, behoort ek ook volwasse te word, en volgens die Bybel word jy dan meer 'n seun in die huis. Seuns dra sekere verantwoordelikhede, seuns bring sekere mate van volwassenheid. So ek en jy word nie geroep alleen tot kindskap nie, maar ook tot 'n volwasse seun wees. Maar nou, hy sê, as ons sonder tugting is, met ander woorde, die Here tugtig ons soms. Nou moet julle by my bly, want daar's gewoonlik een van 2 kampe wanneer ons praat oor God se tug. Daar is die kamp wat sê onmoontlik. Enige iets wat moeilik of wat sleg is, kom van die duiwel af, en alles wat goed is, kom van die Here af. Einde van die storie. Daar is die ander kamp aan hierdie kant, wat verskriklik gemaklik is, om te sê God tug kwaai, en hy loop gereeld met 'n sambok en 'n sweep, en hulle gee ook dan gewoonlik hulle self toestemming om die sambok en die sweep te loop, en ouens uit te sorteer, want die Here, julle is met my. En nou beide hierdie kampe mis iets baie groot. Dis nie dat God nooit tug nie, dis ook nie dat God 'n kwaai ou is, wat met sy sambok loop en almal wil uithaal nie. God tug soos 'n goeie pa tug. Nou kan ek julle gou 'n storie vertel. Julle kan dit nie glo nie, maar ek het alweer gaan skiet. En nou is daar seker laities, en hulle is hier tussen ons, en hulle is besig. En die volgende oomblik, terwyl een van die ander ouens besig is om aan te lê, hol 'n 5-jarige seentjie reg voor die gewere in. Ek wens julle kon die geluid hoor. Het jy al ooit gehoor hoe skree 'n klomp mans gelei? Wat doen daai pa? Gaan sit hy by hom? Sê my seentjie, jy moet dit dalk nou nie weer doen nie, né? Sien, ons moet nou 'n bietjie praat hieroor. Jy gaan jou kop verloor in die proses. Is dit wat hy doen? Nee, dis nie wat hy doen nie. Hy vlieg uit die blokke uit, hy gryp hom aan die arm, en hy sort hom uit. Hoekom? Want hy kort tug. Want as hy nie daai kry nie, dan gaan hy sy kop verloor. Julle is met my. En ek is jammer vir die bietjie van die voorbeeld, maar julle hoor wat ek sê. Partykeer moet jy dieselfde met my en met jou doen. Ons is besig met hierdie wêreld en ons voete rond, en ons is besig om te vergeet dat ons is veronderstel om onsself voor te berei. Ons moet onsself berei vir die dag wanneer ons voor hom gaan staan. Dis die belangrike. Ons gaan voor hom staan, en soms moet hy as ons pa ons bietjie vat en ons help om te fokus, want ons is nie besig om te fokus nie. Hy is nie kwaai met 'n sambok om jou uit te haal nie, maar hy is 'n goeie pa wat wil hê dat jy moet veel vrug dra, wat soms deur omstandighede en deur moeilike goed vir jou sê, my seun, my dogter, kom 'n bietjie nader. Kom hier, ek wil hê jy moet meer vrug dra.
God tugtig ons van tyd tot tyd. En Openbaring 3:19 sê hy dit prontuit. Hy het nou net vir hierdie gemeente gesê, was julle maar warm of was julle maar koud gewees? Maar nou sê hy dit, hy sê, maar almal wat ek lief het, glo jy God het jou lief? Sê bietjie ja. Bestraf en tugtig ek. Hy sê, wees dan ywerig en bekeer jou. Almal vir wie hy lief het, bestraf en tugtig hy. Nou bly nou by my, want hierdie is ontsettend belangrik. Dit is hoekom ons soveel klem lê op die Heilige Gees en die rol van die Heilige Gees. Want jy sal 'n fout maak. Jy sal 'n fout maak as jy met een liniaal al jou omstandighede meet om te bepaal of dit 'n aanslag van die vyand is en of dit tugting van die Here is. Jy moet in jou binnekamer op jou knieë deur die woord en deur die Heilige Gees by Vader gaan hoor, Vader, is U besig om my te tugtig? Is U besig om my te kastei? Dis wat die ou vertaling sê. Wat hier binne in my verheerlik U nog nie? Wat kan ek verander? Waarmee is U besig in my lewe? Eerder as om alles op een van hierdie twee kampe te sit. Want jy weet die duiwel roep rond soos 'n brullende leeu. Julle weet dit. As jy nog wonder daaroor, ek het nou die aand so net na 10 hier deur 'n stukkie van die dorp gery, toe sien ek nee, die duiwel loop rond. Ek kan dit sien. Hy's lustig. En die duiwel is baie goed, maar hy is nie lui nie. En daarom is dit so belangrik. Soms val die vyand ons aan. Soms tugtig die Here ons. Die enigste manier om regtig te weet, is op jou knieë in jou binnekamer. En as jy regtig deur 'n moeilike tyd gaan en jy het nodig dat iemand saam met jou sit, jy's regtig welkom. Ons sal saam met jou tyd spandeer. Ek wil nie op 'n Sondagoggend al daai nuances probeer uitpleis nie. Maar nie alleen word my in jou identiteit vasgemaak deur God die Vader nie, maar ek en jy ontvang ook tug by God die Vader. So behalwe vir sy liefde en sy tug. En ek het net hierdie 3 goede besluit. Daar's soveel ander eienskappe van God die Vader. Maar ek dink dis belangrik dat ons ook oor sy autoriteit praat. En nou sit ek en dan probeer ek soek so sy autoriteit en hoe gaan dit in praktyk uitspeel en hoe gaan dit my lewe raak en dan probeer ek dit vergelyk met iets en ek het vir dae geloop en gedink, met wat kan ek sy autoriteit vergelyk? En nou julle kan sien, ek het geland op dis onvergelykbaar. Dit is net, daar is net niks wat kan opweeg met sy autoriteit, sy grootheid en sy heerlik. Daar is, dis onvergelykbaar. God die Vader is die een wat my in jou hele lewe behoort te bepaal. In 1 Korintiërs 8 sê, as jy tog is daar vir ons maar een God. Die Vader uit wie alles is. En ons tot hom en een Here Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. Jy besef as hy sê alles, dan bedoel hy alles. Dit gaan my verstand soms te bowe, hoe mense die duiwel en God op dieselfde vlak teenoor mekaar kan sit. Het die duiwel homself gemaak? Wie die duiwel gemaak? Is dit moeilik vir jou teologie? Dis okay, nee. God het hom geskep as 'n engel. Hy het gerebelleer en toe die vyand geword. Maar sy oorsprong, God, is die skepper van dit alles. Daar is niks op hierdie aarde wat God nie geskep het nie. Selfs die uitdaging, selfs die moeilike dele. Mag ek en jy weet dat God het die ultimate autoriteit. In Korintiërs 1:16 tot 17 sê hy, want dis nie Korintiërs nie. Hierdie is Kolossense 1:16 en 17. Hy sê, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is. So wat is die dinge in die hemel?
is die geestelike wesens, reg? Wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge tot stand. Ek wil hê jy moet weet dat die deurbraak is nie noodwendig die volgende regte oproep nie. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie met jou hart praat vir 'n oomblik. Vir die ouens wat die Here vertrou vir besigheid. En nou is daar hierdie ou en as jy hierdie kliënt kan kry, dan weet jy, ja, dan doen jy daai bietjie ekstra, nee, jy doen so 'n bietjie meer moeite en jy wil seker maak jy land hierdie ding, want hierdie ding, ek wil vandag vir jou sê, die deurbraak vir dit waarna jy soek, is nie by die volgende dokter se antwoord nie. Dis nie die volgende besigheidsstrategie nie. Ek wil eintlik vir jou so sê, dis nie die volgende grades huwelikskursus wat jou huwelik gaan red nie. Nee, dit is die Here en soek hom eerste en dan sal jy sien hoe al die ander goed saamkom. As jy hom nommer 1 weer maak, as jy weer erken dat hy het die laaste sê, in hom is die autoriteit wat die goed te gaan verander. Dis daar waar die deurbraak lê. Dan moet ons daar ons meeste aandag gee, meeste van ons fokus gee, tyd daar spandeer en dan sal die ander goed nie ophou moeite doen nie, okay? Jy moet nie die huwelikskamp gaan bywoon nie. Maar net verstaan nie, dis nie die sleutel nie. Dis nie die ding, die een ding. Dis wanneer God die Vader in sy grootheid sê, so sal dit wees. Dis waar die deurbraak lê. Wanneer Sagaria die stelling maak en sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar dis deur my gees, sê die Here. Dan is dit 'n erkenning van God se autoriteit. Sy laaste sê in my en in jou lewe. Ek wil hê jy moet weet, God die Vader, die skepper van die heelal. Elohim is wat hy in Genesis genoem word. Die eerste persoon in die drie-eenheid is vir my en vir jou oneindig lief. En ek wil hê jy moet hoor. Sy liefde teenoor jou het nog nooit verander nie. Dis wanneer ek en jy dink, ons kan so ver weghardloop van hom af, dat hy nie meer vir ons lief is nie, wat die vyand vir eens en vir altyd gewen het. Dit is 'n leuen uit die hel uit, dat God nie vir jou lief is nie. Jy sy liefde is wat sy terugbring. As jy na jou lewe kyk, en dis hou na hou, miskien moet jy jou ore spits. Wie van jou as pa hou daarvan om jou kind pak te gee? God verbly hom nie in die tigting nie. Maar wie van ons as paas weet, as ons kind tigting nodig het om sy lewe te red, dan sal ons dit doen. Dis dieselfde. Spits jou ore vir sy stem. Hou op twyfel in sy liefde, spits liewer jou ore. Gaan liewerster op jou knie en jou vra, Vader, waar moet ek verander? Wat is hier binne, wat dinge moet regkom, sodat ek U kan verheerlik in alles wat ek doen? Dan kan ek net iets vir jou sê wat baie belangrik is. Nie alle tigting gaan oor as ek en jy iets verkeerd doen nie. Soms tig die Here ons met die oog op die vrug wat ons moet dra, terwyl ons besig is om goed reg te doen. Want hy bring kastyding in, om ons te vorm. En so deur dit als, so sy liefde, sy tug, mag jy vashou ook in sy autoriteit. En ek wil vir jou een vers gee, en dis die vers waarmee ek jou wil los. Hierdie oorkoepelende vers, wat alles wat ek gesê het, ek hoop saamvat.
wat jou gaan help om te weet waar is jy aan en waar is jy af en hoe die dinge aan mekaar steek. Is Matteus 7 vers 11. Hy sê as julle wat sleg is, dis nou ons paas, nê? Hy sê as julle wat sleg is, dan weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat dit van hom bid. Dis sy hart vir ons. As jy selfs jy as slegte pa, jy weet hoe om goed te doen, hoeveel te meer jou Vader in die hemel nie. Wil jy nie net jou oë sluit saam met my asseblief vir 'n oomblik nie? Vanoggend se woord is 'n herinneringswoord om jou te help onthou dat daar is 'n Vader in die hemel wat vir jou lief is, wat soms hard praat as hy moet, maar wat op die einde van die dag die laaste sê het. Jy hoef nie verdwaal te wees nie. Jy kan weet, jou identiteit kan vas wees. Jy hoef nie te sug vir elke vorm van tug nie. En jy kan ontspan in die wete dat hy sal die laaste sê. Ek het net so ervaar terwyl ek voorberei het, dat hierdie woord vir sommige mense, nie vir almal nie, maar vir sommige mense besonder uitdagend sal wees vanweë jou persoonlike ervaring met jou pa. Vanweë die feit dat jy nie die voorreg gehad het, soos baie ander, om in hierdie liefdesverhouding van 'n goeie pa groot te word nie. En dan is dit soms vir jou moeilik. Jy's gemaklik met Jesus en met die kruis. Jy's selfs okay met die Heilige Gees, maar soms sukkel jy met God die Vader. Ek wil vir jou sê, soos ons opbou in hierdie reeks, gaan dit krities belangrik wees vir die ratte om in mekaar te val, dat jy vanoggend sal hoor, jou hemelse Pa is genuine lief vir jou. Jy hoef nie te presteer vir sy liefde nie. Hy het 'n keuse gemaak om jou lief te hê in sy soewereinheid. En hoor mooi wat ek sê, sy liefde beteken nie goedkeuring vir al jou swak gedrag nie. Sy liefde beteken nie jy moenie verander nie. Jy moenie volwasse word nie. Ons word almal geroep tot seunskap. Maar ontspan vir 'n oomblik in die liefde van jou Vader. Weet vir 'n oomblik, toe hy gesê het, hy gaan jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, het hy dit regtig bedoel. En ek wil niemand blootstel nie, so ek wil jou net so vra, waar jy sit, as iemand naby aan jou sit, wil jy nie net jou arm so om iemand sit nie. En ek wil in besonder intree, net vir manne en vir vroue, wat moet deel met die teleurstelling in hulle harte, vanweë die feit dat hulle paas net nie kon nie, of net nie daar was nie. Wat sukkel om op 'n gesonde manier met jou hemelse Vader te praat, omdat jou eie hart met jou aardse pa nie op 'n goeie plek is nie. En Vader, dankie dat ek elke hart wat soms wonder of U regtig lief is vir ons, by U voete kan neerlê. Vader, ek wil bid in die naam van Jesus van Nasaret, dat U deur U almag, deur U Heilige Gees in hierdie oomblik harte sal losmaak om oop en ontvanklik te wees vir U liefde.
Vader, ons staan in U liefde. Ons aanvaar U tigting. Ons glo U het die laaste sê. En Vader, ek wil bid dat U herstel sal bring in hierdie oomblik. In harte vanoggend wat smag na verhouding met hulle hemelse Pappa. Here, dit is die Gees wat ons roep, Abba, Vader. Here, dankie dat U meer as genoeg is vir ons. Dankie vir dit wat U doen in hierdie oomblik. Here, dankie dat ons kan weet. Ons kan ontspan in U liefde. U is besig met ons, U verander en vorm ons lewens. Here, mag die grootheid van wie U is ons deel wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.